Ons is dan by dag 1 van ons week van gebed, wat ons fokus is op die Onse Vader gebed. En ons versoek is, Here Jesus Christus, leer ons bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Amen. So op die eerste dag van ons week van gebed is ons fokus God self. Die eerste woorde van die gebed, wat ons onmiddellik in 'n verhouding met God sit. Ons se Vader. Dit is wie hierdie God is. Dit wys vir ons dat geloof nie begin by om reg te doen of reg te vra nie, maar by 'n verhouding. God word nie eers aangespreek as 'n koning of as 'n regter nie, maar juis as 'n Vader. Dit beteken ook vir ons dat geloof is nie 'n prestasie nie, dit is 'n verbondenheid aan God. Ons word nie net verdra nie, ons word ontvang in God se liefde. Hier in Keimus en Heilersdrif, waar ons families en ons geskiedenis verweef is, word ons herinner, God ken ons dieper as wat ons selfs mekaar ken. Die Onse Vader is natuurlik deel van 'n groter geheel en ons praat van die bergpredikasie van Jesus Christus. Die bergpredikasie van Jesus Christus staan in lyn met die wet en die profete wat ons vind in die Ou Testament. Gebed begin natuurlik nie by wat ons nodig het nie. Maar gebed begin by wie God is. So ek wil julle uitnooi om in hierdie week op julle eie tyd Matteus 5-7 weer te lees. Let op die bergpredikasie, die opbou daarvan. Waar in hierdie groter geheel van Jesus se prediking, hierdie gebed dan 'n stem kry. Wat sê Jesus voor hierdie gebed, maar wat sê hy ook nadat hy hierdie gebed vir die disippels geleer het? Ons gaan sommer net begin deur Matteus 5:17-24 te lees. En vir julle wat dit volg op die video, kan nou pause druk en net eers Matteus 5 lees en dan verder beweeg. Kom ons lees Matteus 5:17-24. As jy nou klaar die teksgedeelte gelees het, wil ek vir 'n oombliekie met julle gesels oor waar hierdie gebed dan nou 'n stem kry. Ons het die Onse Vader reeds meeste van ons as kinders geleer en die woorde is vir ons bekend. Maar die vraag bly, besef ons en verstaan ons die diepte, die radikaliteit van wat hierdie gebed werklik vir ons is. Hierdie gebed val nie net uit die lug uit nie. Dit staan reg in die middel van Jesus se prediking. 'n Preek waar Jesus verduidelik hoe 'n lewe in God se koninkryk lyk. Om die gebed reg te hoor, moet ons dit binne hierdie konteks lees. Jesus maak dit duidelik, hy het nie gekom om die wet en die profete ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Wat die wet bedoel het om juis te vorm, is 'n volk wat in liefde leef. En hierdie volk wat in liefde leef, word juis nou in Jesus se woorde, se lewe, se kruisiging, se opstanding sigbaar. Die Onse Vader is 'n werklikheid, gebede wat 'n gebed eintlik wat 'n weergawe is van die wet en die profete. Want wanneer ons bid, laat die koninkryk kom en laat U wil geskied, leer Jesus ons hoe gehoorsaamheid uiteindelik lyk. Hoe lyk hierdie koninkryk? En hoe lyk sy wil? Binne die verhouding
wat ons met hom het. En dit is waar dit ook gebore word. Die koninkryk van God en Gods wil word gebore in 'n verhouding met hierdie lewende God. Daarom begin die gebed nie by Here gee ons iets nie, maar dit begin by onsse Vader, die verhouding wat ons het met die Vader. Ons kom uiteindelik nie as bedelaars of presteerders na God toe nie. Ons kom as God se kinders na hom toe. Ons begin by God en nie by onsself en ons eie behoeftes en begeertes nie. Om God die Vader te noem is juis om soos God se kinders te leef. En daardie lewe is 'n lewe wat versoenend is, wat barmhartig is, wat regverdig is, wat liefderyk is. En daarom ook dat dit belangrik is dat dit ons dit binne die verhouding met God sal verstaan. Want die Message vertaling lees so mooi as Eugene Peterson vertaal, in a word, what I'm saying is, grow up. You are kingdom subjects. Now, live like it. Live out of God's created identity. Live generously and graciously towards each other, the way God lives towards you. Dit is uiteindelik wat dit van ons vra, dat ons so teenoor mekaar sal leef, dat ons sal volgroeide liggame word. Paulus verwys ook na die mense as geestelike, wanneer ons in verhouding met God leef, word ons geestelik meer volwasse, sodat ons so volmaak sal wees, so volwasse in Christus. Lees ons in Filippense. In Efesiërs praat hy van volgroeide mense. Uiteindelik is dit ons doelwit, dat ons volgroeide mense in Christus sal wees. Hierdie riglyne om te leef in die koninkryk van God staan dan hoofsaaklik binne hierdie verhouding. En Jesus se godsbeeld is vir ons baie belangrik hier. Die prentjie wat ons van God het, die God aan wie ons gebede rig, bepaal uiteindelik wat ons ook nodig het. Want om Jesus te volg, om sy siening van God te verstaan, moet ons gereeld ook verstaan wie Jesus en dan nou ook God is. Jesus het gereeld na God as die Vader verwys. En die prentjie wat Jesus van God as ons Vader juis vir die disippels aanbied, vir my en jou aanbied, is 'n Vader wat weet wat ons nodig het, wat geweet het wat die disippels nodig het, nog voordat hulle hom kon vra. God is uiteindelik vir ons 'n vadersbeeld, en ja, vir baie van ons is die beeld van 'n Vader dalk nie 'n positiewe beeld nie. Daarom is dit belangrik dat ons God die Vader gaan soek in die woord, as 'n skieper God, 'n God wat versorgend is, wat verlossend is. Hoe mooi is dit nie waar God beskryf word in Psalm 68 vers 6 tot 7, 'n Vader van die wese nie. God laat die eensames woon in 'n huisgesin. Dit is wat 'n Vader is, wat God is. Hierdie God wat ons Vader is wat vir ons tuis laat kom in die huisgesin. Tuis laat kom in sy huisgesin. Abba, Vader, soos ons hom ook ken in ander tekste. En natuurlik ook, Abba Vader, die woorde wat die Heilige Gees self uitroep. Ons kan maar net op die Gees vertrou om God die Vader aan ons te openbaar. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. En omdat ons sy kinders is ons ook erfgename, sê Romeine 8 vers 15. Dit is werklik eintlik 'n herhaaldelike draai wat ons vind binne die geskrifte. Dat ons binne God se liefde in 'n verhouding met hom staan. God is bereid
En is duidelik dat Jesus se siening van God die Vader 'n baie intieme en persoonlike verhouding is. En dat Jesus Christus deur sy kruis en sy opstanding ons intrek in daardie verhouding met God. En deur die krag van die Heilige Gees kan ek en jy elke dag deel hieraan. So wanneer jy vandag stil word in gebed, word stil by ons Vader. Daar sal nou geleentheid wees om in gebed te gaan en jy kan self pause druk en 'n ruk lank stil word in gebed en bid vandag net die eerste reël. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Dank vandag God vir families, vir geloofsverhoudinge binne die gemeente. Bid vir mense wat in gebroke vader-moederlike verhoudinge staan. Bid vir ons kinders, ons tieners, ons jong volwassenes in ons geloofsgemeenskap. Onse Vader, ons begin nie by wat ons vra nie, maar by wie U is. Ons behoort nie aan onsself nie, ons behoort aan ons Vader, ons Here, ons God. Amen.